called my name, said you knew me long before I was born. Goeiemôre vriende en baie welkom by vanoggend se erediens. Wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend ook hierdie tyd saam met julle te kan spandeer. Ek wil net voordat ons vandag die diens begin, ook vra dat u in die gebede dink aan Agnesia Nel se familie. Sy is op Kersdag ongelukkig oorlede nadat sy haar stryd gevoer het met kanker, maagkanker en sy kon ongelukkig nie lekker herstel van die behandeling nie en is toe nou oorlede op donderdag die 25ste Desember. Ons dink veral aan Piet en Tian en Tyron en CJ en die ander kinders en ons hoop dat hulle ook in hierdie tyd regtig die Here se vertroosting en liefde sal ervaar en mag die Here ook hulle help deur hierdie tyd wat hulle deur 'n rouproses sal gaan. Die gedenkdiens vir Agnesia is maandag om 11 uur vanuit die NG Nehoen Kerkgebou in 101 Bonsabaai Straat en julle is welkom om dit ook by te woon. Broers en susters, kom ons begin sommer hierdie dag deur die foto met die seën uit te spreek en daarna sal ek vir ons 'n gebed doen. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die Here het aan ons sy liefde getoon. Hy het sy enigste seun na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom kan lewe. Hy is Immanuel, God met ons. Genade en vrede van God die Vader en van Christus Jesus, ons Verlosser. Amen. Terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Here en Hemelvader, wat 'n wonderlike voorreg om vandag as vriende van U na U toe te kom, en hier ook in U teenwoordigheid iets van U liefde te kan ervaar. Ons wil vra dat U in hierdie oggenduur met ons sal wees en dat U vandag ook met elkeen van ons sal kom praat. Ons weet dat ons in U teenwoordigheid ware vreugde en ware liefde kan ervaar en daarom kom ons graag na U in hierdie oggenduur. Ons bid Heer dat U in hierdie dag ons ook sal seën met die dinge wat ons nodig het om van te leef en wil U gee dat ons uit ons oorvloed ook bereid sal wees om aan ander te gaan uitdeel. Heer, ons vra dat U ons ook sal kom leer vandag, sodat ons gereed sal wees om in hierdie week die dinge aan te pak en die dinge te doen wat ons so dikwels uitdaag. Ons wil in die besonder ook bid vir die Nel familie wat in hierdie week 'n ma en 'n vrou verloor het, Heer, en ons vra dat U hulle ook sal seën, die familie in die besonder, maar dan ook die vriende van Agnesia. En ons vra Heer dat U haar in U liefde sal toevou. Ons bid hierdie dinge in U groot en U heilige naam alleen. Amen. Vriende, so aan die einde van die jaar kry ons baie kans om te reflekteer op dit wat deur 2025 met ons gebeur het. Ons kry 'n kans om te dink aan al die uitdagings wat ons gehad het, maar dan kan ons ook dink aan al die goed waarvoor ons dankbaar is. En die een ding wat ek dink ons op die ou end moet ontdek is om deur al die seer en al die moeilike tye wat ons dalk in 2025 ervaar het, dit reg te kan kry om tog ook die hand van God raak te sien en in dankbaarheid terug te kyk na die jaar. Het is so maklik om saam te praat met almal as almal sê, 2025 was so 'n verskriklike jaar en ons wil dit nooit in ons lewe weer oor hê nie. Maar as ons net so bietjie gaan stil staan en gaan kyk na die uitdagings en sien waar ons vandag sit, sal ons besef dat ons ook nie in eie krag deur dit alles gekom het nie. En broers en susters,
Partykeer het dit dalk vir ons juis gevoel asof ons baie alleen is, asof ons al die swaarigheid by onsself moes hanteer het, asof al die uitdagings wat daar oor ons pad gekom het, maar self moes hanteer het in stilte en lekker gesuffer het op ons eie. Ek dink daar is seker 'n klompie van ons wat nog steeds dink dat ons al hierdie goed op ons eie doen. Maar eintlik is die wonderlike van hierdie Kersgety wat ons pas deur is en hierdie eerste Sondag na Kersfees, dat ons kan terugdink aan dit wat Jesus ook kom doen het, en nuwe betekenis kan vind te midde van baie moeilike omstandighede. En ons het nou eintlik op Kersdag gesien hoe Jesus dan hierdie plek van die minste kom aanneem het deur in 'n krib te gaan lê. Die unieke koning van alle konings wat vir wie dit nie gegaan het oor sy eie eer nie, maar vir wie dit gegaan het daaroor om te kan dien. Hoekom? Want hy het een missie gehad en dit is om die hele wêreld deel van God se koninkryk te maak. Ons het dit mos gelees met Kersdag, as julle kan onthou. En hierdie is waar die wonderlike verhaal van God weer in 'n nuwe vorm vir ons gegiet word. Want God was daar van die Ou Testament af, maar mense het vir God maar gesien as hierdie ver af God wat eintlik nie veel met hulle te doen wou gehad het nie, en veral nie as hulle self nie gehoorsaam gehou het nie. Veral nie as hulle by elke letter van die wet gehou het nie. En natuurlik verwag die Here nog altyd van ons om gehoorsaam te wees. Maar wat hierdie mense nie mooi gesien het in die Ou Testament nie, is dat God eintlik nog al die tyd 'n hart vir sy mense gehad het. En dat elke keer as hulle met hulle skuld en skande na hulle toe gekom het, na God toe gekom het, na hom toe gekom het, dat God bereid sou wees om hulle te vergewe. Ek meen, dink net aan die stad Ninive. Onthou julle, dit was juis hoekom Jona so kwaad was vir die Here, want hier het hierdie stad in baie sonde gelewe en so aan, en toe Jona by hulle aankom en vir hulle sê dat hulle self moet bekeer, want daar kom is groot straf op hulle, wat doen hulle? Net dit. Hulle gaan en hulle rou en hulle is in sak en as, en hulle commit hulle self weer tot die Here. En wat doen God? Hy vergewe hulle. En Jona is dan eintlik kwaad vir die Here, want hoekom? Hy het geweet, dis hoekom hy eintlik probeer dodge het om soontoe te gaan, nee. Hy wou nie op daai skip op pad Ninive toe klim nie, omdat hy in die eerste plek, of eintlik het hy juis nie na Ninive toe gegaan nie, en toe op 'n skip geklim om weg te kom van hulle af, nee. En wat gebeur? Dan kom hierdie groot storm, nee. Hoekom wou hy nie gaan nie? Hy sê vir die Here, want ek het geweet dat u genadig sal wees aan hulle. So Jona het geweet, die mense wat naby aan die Here was, die profete, die boodskappers wat God gestuur het, na die wêreld het geweet hoe genadig God is. En nou het mense dit net nooit besef nie. En nou deur Jesus Christus kom God en hy maak vir ons so duidelik wie hy is, deur Jesus wat vir ons in 'n krib gaan lê het. En vandag lees ons ook hoe Paulus dan skryf oor Jesus Christus en wat hy vir ons kom doen het. Want deur Jesus Christus word ons erfgename van 'n nuwe realiteit en word ons deel van God se koninkryk. En kom ons lees 'n bietjie wat staan daar hier in Galasiërs. Ons lees Galasiërs 4 van vers 1 tot 7. Kom ek verduidelik met die volgende voorbeeld wat dit beteken dat julle Abraham se erfgename is. Julle weet mos dat erfgename wat minderjarig is, nie kan aanspraak maak op hulle erfporsie nie. Hulle is nog te jonk om te erf. Eintlik is minderjariges niks beter daaraan toe as die bediendes wat in hulle huis werk nie. Al sê die Testament dat hulle die wettige erfgename is, staan hulle nog onder die toesig van hulle voogde.
Hulle erfporsie word beheer deur mense wat amptelik oor hulle aangestel is, tot op die dag dat die testament sê hulle kan erf. Weet julle, presies dieselfde het met ons gebeur. Voorheen was ons ook minderjarig. Dit was toe ons nog slawe was van die vyandige magte van hierdie wêreld. Maar toe die regte tyd aanbreek, die tyd waarop God self besluit het hy sy seun na ons toe laat kom. Christus se aardse ma het toe aan hom geboorte geskenk. En soos alle Joodse seuns het hy onder die reëls van die wet groot geword. Dit is hoekom hy almal wat onder die swaar gewig van die wet gebuk gaan, kan vrymaak. Christus het gesorg dat ons nou as God se kinders aangeneem word. Ons is nie langer weeskinders nie. Omdat julle nou God se kinders is, het hy die Gees van Christus na ons toe gestuur. Die Heilige Gees bind ons styf aan God vas met 'n onbreekbare band van liefde. Dit is hy wat aanhoudend hier binne in ons uitroep. Vader, liefdevolle Vader. Julle is nie meer slawe van die sonde en die wet nie. Nee, julle is nou volwaardige kinders van God. En omdat julle sy kinders is julle ook sy erfgename. Al sy goedheid is nou julle sin. Paulus verduidelik vir hierdie mense in Galasië presies hoe hulle deel is van hierdie nuwe volk van God en hoe hulle eintlik tot kinders aangeneem word in hierdie nuwe koninkryk. Maar hy sê dat ons wettige erfgename is wat nou nie onder die sorg van voogde staan nie, maar dat ons onder die sorg van God self staan deur Jesus Christus. En kyk net hoe mooi doen hy dit, want hy begin met hierdie gedagte van hoe Israel ook erfgename was deur Abraham, nee. Hulle is Abraham se erfgename en nou sê hy vir hulle, en toe was ons nog minderjarig. Met ander woorde, voor Jesus Christus was ons ook maar nog minderjarig gewees en kon ons nie aanspraak maak op ons erfporsie nie. Hoekom? Want ons is nog te jonk gewees om te erf. En volgens hom sê hy dat minderjariges moes eintlik maar nog onder die voogdeskap van iemand anders te staan, onder die wêreld, nee. En dan sê die testament dat hulle die wettige erfgename is, staan hulle nog onder hierdie toesig van hulle voogde. Maar hulle erfporsie word dan met ander woorde amptelik beheer deur hulle wat oor hulle aangestel is. En dan sê hy dadelik, weet julle dat presies dieselfde ook met ons gebeur het, want ons was ook in 'n sekere sin minderjarig gewees, minderjarig geag toe ons nie vir Christus geken het nie. Want ons was toe nog slawe van die vyandige magte van hierdie wêreld. Maar toe breek die tyd aan dat Jesus Christus na die wêreld gekom het. Hy is deur sy aardse ma Maria gebore, juis sodat ons vry kan wees. En hoor nou, wat sê hy volgende? Hy sê, en soos alle Joodse seuns, het Jesus homself onder die reëls van die wet groot geword, en dit is hoekom hy almal wat onder die swaar gewig van die wet gebuk gaan, kan vrymaak. Christus het gesorg dat ons nou as God se kinders aangeneem word. En die belangrike, ons is nie langer weeskinders nie. Met ander woorde, wat probeer Paulus vir hierdie mense in Galasië sê? En uit die aard van die saak ook vir ons wat vandag na hulle in hierdie wêreld leef. Hy probeer vir hierdie gemeenskap heel eers sê, hoorie ouens, as julle wil weet hoe julle deel is van hierdie koninkryk van God, moet julle julleself sien as minderjariges wat deur Jesus Christus toegang gekry het tot die koninkryk van God. Hoekom? Want hy het alles op hom geneem. Met ander woorde, hy was getrou in die wet en net hy kon waarlik getrou wees aan die wet. En hy het al hierdie dinge van die wet op hom geneem. En dan sterf hy vir ons op die ou end aan die kruis, sodat ons erfgename kan wees van die koninkryk van God. En waar ons voorheen onsself sou kon ag as alleen en eensaam en verstoot,
maar in hierdie wêreld wandelend op soek na 'n ware Vader, sê hy, omdat Jesus Christus die magte van hierdie wêreld oorwin het, en hy die wet getrou kon gehoorsaam, wat ons nie kan doen nie, neem hy al die verantwoordelikheid op hom, sodat ons nie meer weeskinders hoef te wees nie. Ek wonder hoeveel keer het ons vir onsself in hierdie jaar gesê, ag, ek is eensaam, ek is verlaat, is die Here daar? Het die Here regtig met my enige iets te doen? Wil hy iets met my te doen hê? Bid ek maar verniet, waarheen gaan my gebeure? Is ek regtig deel van God se koninkryk? En hierdie gedeelte uit Galasiërs 4 vers 1 tot 7 sê vir ons baie duidelik, deur Jesus Christus, as ons in Jesus Christus glo en ons ook hom as ons redder bely, dan is ons deel van God se koninkryk. Het ons sy erfgename geword. Ons sal dit seker nooit in ons lewe kan regkry om elke jota en titel van die wet te kan nakom nie. So terloops, 'n jota en 'n titel is 'n vokale aanduidings in die Hebreëse alfabet, nê, en daarom dat ons daardie gesegde gebruik, nê. Met ander woorde, ons sal nooit dit kan regkry om elke liewe ding in die wet te kan nakom nie. Maar deur Jesus Christus is ons verlostes. Hoekom? Want van die eerste oomblikke van Jesus se lewe af, het ook hy onder hierdie wet gelewe, wat vir die mense van Israel oorspronklik gegee was. En hy het dit reg gekry om by dit alles te hou. Saam met sy ouers het hy deur al die gebruike gegaan wat nodig was, as kind ook, om wel as 'n Joodse seun op te kon groei. Ons lees byvoorbeeld in Lukas 2 van vers 22 tot 40, hoe hy na die tempel gebring word om aan die Here gewy te word. Ons lees daar hoe hy besny is, voor dit nog. Ons lees hoe hy dan weer na die tempel toe gebring word om ook aan die Here toegewy te word, soos wat die verwagting was wanneer 'n vrou vir die eerste keer geboorte skenk. Jesus was die eerstgebore seun uit hierdie maagd Maria en sy neem hom na die tempel dat hy aan die Here toegewy kan word. En dan wanneer hulle daar by die tempel kom, ontmoet hulle vir Simeon. En Simeon was 'n diep gelowige al in 'n baie hoë ouderdom, en die Here het aan hom beloof dat hy nie sal sterf voordat hy vir Jesus Christus sal sien nie, die gesalfde van God. En wanneer hy hom sien, is daar vreugde in die hart van Simeon, want nou kan hy sterf. En dan is daar ook Anna, 'n profetes in die tempel, wat voorheen getroud was vir 7 jaar, 84 jaar oud, en sy het haar lewe gewy in hierdie tempel, en wanneer sy ook vir Jesus sien, dan is sy baie bly oor wat Jesus kom doen het. Is sy baie bly oor hierdie verlosser wat na die wêreld gekom het. En het julle agtergekom dat in die Lukas evangelie dit altyd hierdie onverwagte karakters, die oues van daai, die mense wat sogenaamd nie meer so relevant was vir die samelewing van die tyd nie, is dit hulle wat elke keer feature vooropgestel word in sy verhaal, want hy sien hoe God met die minstes werk. En dit wil so mooi eintlik by ons boodskap vandag aansluit uit Galasiërs 4 van vers 1 tot 7. Want Jesus is die een wat gekom het en dit reg kon kry om die wet volkome na te kom. En omdat hy vlekkeloos was, daarom kon hy ook vir ons sterf en al die skuld van die wêreld op hom neem. En omdat hy dit gedoen het, kan ek en jy maar weet, ons is ook verlostes wat deel het aan die koninkryk van God.
So terwyl ons partykeer verlate voel, terwyl dit partykeer vir ons voel asof ons alleen die stryd moet stry in hierdie wêreld en alleen al die moeilikhede van hierdie wêreld moet hanteer, kom herinner hierdie gedeelte ons dat ons deur Jesus Christus erfgename is van die koninkryk van God, wat beteken dat ons die ewige lewe kan verwag in Jesus Christus. Kom ons lees 'n bietjie verder, wat sê Paulus hierso. Omdat julle nou God se kinders is, het hy die Gees van Christus na ons toe gestuur. Die Heilige Gees bind ons styf aan God vas met 'n onbreekbare band van liefde. Hoor net hier, omdat julle nou God se kinders is, het hy die Gees van Christus na ons toe gestuur. Die Heilige Gees bind ons styf aan God vas met 'n onbreekbare band van liefde. As jy vir een oomblik deur hierdie jaar getwyfel het, dat God jou ook naby aan hom hou, hoor wat sê hierdie gedeelte. Want Paulus sê, omdat jy 'n kind van God is, het God die Gees van Christus ook na jou toe gestuur, na ons toe gestuur, sodat niks ons van God kan skei nie. Daar is 'n onbreekbare band van liefde tussen ons en God. En solank as wat ons aan Christus vasgebind is, kan niks ons van daardie liefde skei nie. Dis hoe Paulus dit ook skryf in Romeine 8, né? Julle moet bietjie gaan lees daar wat staan daar in Romeine 8. En dan sê hy, aanhoudend hier binne roep die Gees uit, Vader, liefdevolle Vader. Ons is nie meer weeskinders nie, maar kinders wat van God. Ons is sy erfgename en hy sê, hierdie Gees van Christus, die Heilige Gees, kom woon in ons en roep dan namens ons uit, Vader, liefdevolle Vader. So asof Paulus hier wil sê, dat die Gees namens ons uitroep, Vader, liefdevolle Vader, wees ons genadig. Vader, liefdevolle Vader, kom, staan my by. Vader, liefdevolle Vader, wees by my. Deel met my die lewe, Here, en vier saam met my fees. Help my in my moeilike omstandighede. Help my om 'n toekoms te sien. Help my om die prentjie van die ewige te sien, sodat ek nooit verlore sal gaan nie. Vader, onthou ek is u kind. Liefdevolle Vader, moet my nie vergeet nie. Hoe wonderlik is dit nie? Wanneer ek en jy met ander woorde sonder woorde is en nie meer verder weet wat om te sê nie. Wanneer ek en jy totaal verlore voel en voel asof alles ons oorweldig, moet ons onthou dat God sy Gees gestuur het om ook in my en jou te kom woon. En so terloops, as jy wonder of jy al die Gees ontvang het, ja, jy het. As jy vir Jesus Christus ontvang het, het jy ook die Gees van God ontvang. Jy kan nie vir Jesus Christus aanvaar as jou verlosser en nie ook vir God deel van jou lewe hê nie. En net so min kan jy nie sonder die Gees dan lewe nie. Want as jy vir Jesus Christus ontvang, ontvang jy outomaties ook die Gees van God wat in jou woon. Jesus Christus het daardie Gees gestuur om ook in my en jou te kom uitroep, Vader, liefdevolle Vader, wees my genadig. Vader, liefdevolle Vader, ek wil nie meer 'n slaaf van die sonde en die wet wees nie. En hoor wat sê Paulus, julle is nie meer slawe van die sonde en die wet nie. Nee, julle is nou volwaardige kinders van God. En omdat julle sy kinders is julle ook sy erfgename. Al sy goedheid is nou julle sin. En daai laaste gedeelte moet ons mooi hoor. Omdat julle sy kinders is julle ook sy erfgename. Al sy goedheid
is nou julle sin. Ek hoef nie vir een oomblik te twyfel oor wat die Here met ander woorde vir my wil hê nie, want alles wat God in hierdie wêreld besit en al die seëninge wat daar in die wêreld kan wees, wil hy hê ek moet ook ervaar. En wanneer dit met my sleg gaan, moet ek nie vir een oomblik dink, o, God het my nou vergeet nie. Want ons lewe nog in 'n gebroke wêreld. Ons lewe nog in 'n wêreld waar slegte dinge gebeur. Ons lewe nog in 'n wêreld waar daar krisis op krisis kan plaasvind en onsinnige, hartseer, traumatiese gebeure kan plaasvind. Maar in dit alles moet ons onthou, al God se goedheid is ook ons sin. Al die ewige goedheid wat hy in hierdie wêreld besit en waaroor hy beheer het, is ook ons en ons is erfgename daarvan. En wanneer dinge nie altyd loop soos wat dit loop nie, moet ons nie vir een oomblik dink dat God dit nie raak sien nie. Ons moenie vir een oomblik dink dat God nie ook vir ons die beste wil hê nie. Die Here wil hê ons moet sy erfgename wees. Maar onthou, terwyl ons nie altyd die realiteit daarvan in vandag en hier en nou kan sien en beleef nie, lê dit nog altyd vir ons in die toekoms. Want ons lewe nie soos mense sonder hoop nie. Ons weet dat ons 'n plek het in die koninkryk van God. Deur Jesus Christus, deur wat hy gedoen het, omdat hy getrou was, is ons nie meer weeskinders nie, maar kinders van God, erfgename van God. En daardie prys wat ons kry, is die koninkryk van God. 'n Ewige teenwoordigheid van God in ons lewens. En mag ons hierdie teenwoordigheid elke dag ervaar. En mag sy goedheid en guns vandag ook oor jou spoel. En jy weet dat ook jy 'n plekkie het in God se koninkryk. En omdat jy 'n plekkie in sy koninkryk het, mag 2026 vir jou 'n jaar wees wat jy aanpak op 'n hele ander wyse en elke uitdaging sal sien as maar net nog 'n klippie wat ek uit die pad uit moet haal. Nie by myself nie, maar met die krag van God, want ek weet wat die Here vir my wil hê. Al sy goedheid is ook joune, myne, ons almal sin in hierdie wêreld wat vir Jesus Christus aanneem as ons verlosser. Amen. Terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Here in Hemel, Vader, wat 'n wonderlike voorreg dat ons onsself nou u kinders kan noem. En ons kon dit nie vanuit onsself doen nie, omdat ons dit nooit sal kan regkry om by elke letter van die wet te hou nie. Daarvoor is ons heeltemal te swak, Here. Ons probeer om die regte ding te doen, maar voor ons osself kan kry, dan het ons vraggies weer die verkeerde ding gedoen. Dis nooit ons bedoeling nie, Here. Partykeer doen ons goeders wat ons weet ons nie moet nie, en daarvoor wil ons ook vir u om vergifnis vra, Heer. Want ons weet dat u eintlik 'n groter plan vir ons lewens het, waar ons verlos word van die mag van sonde, die mag van die wet wat oor ons gehang het, Heer. En nou wil ons net u vryheid ervaar, Heer. En ons weet hierdie vryheid lyk anders as die vryheid van hierdie wêreld. Ons weet dat as ons na u luister en in u wegloop, dat ons die ware geluk in die lewe sal vind. En dat ons soveel minder probleme sal hê, Heer. En daarom wil ons vra dat u ons elke dag sal herinner om weer terug na u toe te kom. Here, dankie dat u Gees ook in ons kom laat woon om elke dag ook in ons lewe uit te roep na u as die liefdevolle Vader. Vader, ons liefdevolle Vader. Ons bid dat u ons nader en nader aan u sal trek, Heer, sodat ons net nooit verlore sal gaan nie. Ons bid dit in u groot en heilige naam. Amen.
Broers en susters, wat 'n wonderlike voorreg om vandag hier saam met julle te kon wees in die diens, en ek hoop dat julle ook 'n wonderlike dag sal hê, en mag jy vandag ook vier as 'n erfgenaam van Jesus Christus, van die Koninkryk van God, en mag sy goedheid en guns vandag ook oor jou skyn. Broers en susters, mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees. Broers en susters, ek sien julle dan volgende keer. and made me whole. Exchanged my heart of stone for one of flesh and